Hey, dag sê mense. Dus vandag gaan ons deur julle leerpapiere gaan vir natuurwetenskappe vir kwartaal 2. Dis julle Junie eksamen. Soos wat ons kan sien, skryf julle dit op die 12de Junie. Nou, net so voorwoordjie. Julle gaan hoor hoe ek die werk verduidelik op al die bladsye. Maar gelukkig is hier 'n PowerPoint, so al het julle daardeur gegaan en julle kan nie mooi onthou wat ek gesê het nie, kan julle nog steeds terugblaai na die bladsye toe en self daardeur gaan. OK, laat ons begin. So, hierdie leerpapier bestaan uit al twee julle kwartale se werk, 1 en 2. So al hierdie inligting wat hier binne gegee word, gaan ek vra in die vraestel. OK, so julle kan net leer wat julle wil nie, dis baie belangrik. En ook daar is 10 verskillende onderwerpe waardeur ons gaan werk. Die eerste een is lewende dinge. Nou wat beteken lewende dinge? Ons weet dat lewende dinge organismes is wat 7 lewensprosesse uitvoer, met ander woorde, hulle kan groei, asemhaal, op hul omgewing reageer, voortplant, uitskei, beweeg en voedingsstowwe gebruik om energie te kry. Nou, hulle vertoon ook al die eienskappe van lewe. Nou, lewende dinge sluit mense, diere, plante, swamme, selfs mikroorganismes soos bakterieë en amebas in. Die boustene van lewe. Alle lewende dinge bestaan uit selle. Nou, soos wat ons al verduidelik het in die klas, is selle die kleinste eenhede van die lewe. Sommige organismes, soos bakterieë, bestaan uit net een sel uit. Terwyl ander, soos ons en plante en diere, uit miljarde verskillende selle bestaan. Daar is ook verskillende soorte lewende dinge. Plante, diere, mense, swamme, mikroorganismes. En hoe kan ons onderskei tussen al hierdie lewende dinge? Wanneer ons 'n organisme sien, moet ons onsself die volgende vraag vra, sodat ons kan weet of dit 'n lewende ding is. Kan dit voortplant? Skei dit afval af? Kan dit beweeg? Groei? Reageer dit op verandering in sy omgewing? Gebruik dit energie om kos te maak? Van die son af? OK, daai is belangrike vrae om te vra wanneer ons 'n organisme sien. Dan het ons die 7 lewensprosesse. Ek het al hoeveel keer klem gelê op hierdie in kwartaal 1. Hierdie is baie belangrik. Want vir enigiets om as lewend beskou te kan word, moet dit al 7 hierdie lewensprosesse uitvoer. Dit moet beweging hê. Dit moet asemhaling hê. Dit moet sensoriese waarneming hê. Met ander woorde, oë, neus, mond, ore, proe, kyk, voel. Dit moet kan groei. Dit moet kan voortplant. Dit moet kan uitskei en dit moet kan eet. OK mense, kom ons beweeg aan na julle volgende slide toe. Nou kom ons by nie lewende dinge. Ons weet reeds dat lewende dinge is wat die 7 lewensprosesse uitvoer. Nou, nie lewende dinge is dinge wat nie groei nie, dit haal nie asem nie, dit beweeg nie, dit plant nie voort nie, of het gebruik nie enige een van die 7 lewensprosesse nie. Maar hulle kan wel 2 dinge wees. Hulle kan of natuurlik wees, soos water, lig, klippe, grond en sonlig, of hulle kan mensgemaak wees, soos karre, tafels, huise, rekenaars en boeke. Nou net lewende dinge, het nie lewende dinge ook eienskappe, maar hulle bestaan net selle nie. Hulle kan nie hulle eie energie gebruik of produseer nie. Hulle kan verander, maar nie verandering in lewe nie. Yster kan wel roes of smelt, en hulle kan nie op hulle omgewing reageer soos lewende dinge nie. 'n Kar kan nie sê, brrr, ek kry koud nie. OK. Nou wat is die belangrikheid van die lewende dinge? Hoekom is hulle so belangrik? Want, al voer hulle nie die lewensprosesse uit nie, is hulle nog steeds baie noodsaaklik vir lewe. Want lewende dinge het hulle nodig, ons het hulle nodig. Soos water, wat noodsaaklik is vir alle organismes. Suurstof, wat nodig is vir respirasie, vir asemhaling. Sonlig, wat plante gebruik vir fotosintese en ons vir hitte. En laastens grond, wat al die minerale as ook ankerplek verskaf vir wortels. Dis vorm nie lewende dinge die omgewing waarin lewende dinge kan floreer. Nou die verhouding tussen lewende en nie lewende dinge is belangrik. In die natuur werk lewende en nie lewende dinge saam om ekosisteme te handhaaf. Met ander woorde, hulle werk saam om dit te laat werk. Sonlig help die plante. Plante verskaf voedsel vir diere en diere produseer weer koolstofdioksied wat plante nodig het. En hierdie balans is wat lewe op die aarde moontlik maak.
Nou kom ons bietjie by plante. Die struktuur van plante. Wat is 'n plant? Dis 'n lewende organisme wat sonlig, water, lug en voedingsstowwe gebruik om hulle eie kos te kan maak deur 'n proses wat ons, julle is reg, fotosintese noem. Nou, anders as diere, kan plante nie van plek tot plek beweeg nie. 'n Plant kan nie net opstaan, wortels uittrek en rondloop nie. Maar hulle kan hulle blare na die son toe draai, hulle kan hulle blomme snags oop en toe maak, en hulle wortels kan na water toe groei. Nou, elke plant, of hy groot of klein is, bestaan uit sekere basiese dele, wat saamwerk om die plant te laat oorleef, te laat groei en te laat voortplant. Nou, die basiese struktuur van 'n plant bestaan uit 'n paar dele. Eerstens is dit die wortels. Nou, die wortels groei meestal ondergrond. Hulle het belangrike funksies en ons het verskillende tipes wortels. Penwortels en veselagtige wortels. Dan, na die wortels kom die stengels. Stengels is die deel wat bo die grond groei. Hulle dra en ondersteun ander dele van die plant. Hulle hou blare, vervoer water en berg voedsel. En ons twee tipes stengels, houtagtige stengels en kruidagtige stengels. Dan het ons die blare. Dis soos die fabrieke van 'n plant. Dis waar fotosintese plaasvind. Nou, daar is 3 hoofdele van 'n blaar: die steel, skyfies en bering. En hulle dra ook funksies, soos fotosintese, gaswisseling en transpirasie. Dan het ons die blom van 'n plant. Dis die voortplantingsorgane van plante. Hulle lok insekte, voëls en die wind om hulle te help bestuif. 'n Tipiese blom bestaan uit 4 dele: kelkblare, blomblare, meeldrade en stamper. Dan het ons laastens die vrugte en die sade. Nou, na bevrugting ontwikkel die vrugte uit die blom se vrugbeginsel. En ons ook plante versprei sade op verskillende maniere, of deur die wind, deur ander diere, water of selfverspreiding. Nou kom ons by die verskille in plante. Daar's 'n verskil in habitat en aanpassing. Plante lewe in verskillende omgewings, of dit nou warm woestyne is of selfs koue berge is. Hulle strukture pas aan om in daardie toestande te oorleef. In die tabel sal julle sien ons 4 verskillende tipes plante, wat in 4 verskillende omgewings woon, en elkeen van hulle het aangepas op 'n spesifieke manier om in daardie omgewing te kan lewe. Daar's 'n verskil in voortplanting, want nie alle plante gebruik blomme nie, want ons het blomplante en ons het nie blomplante nie. Plante het ook 'n verskil in hulle blare. Hulle het breë blare, smal of naaldvormige blare, selfs vetblare. En blare is nie net vir fotosintese nie. Hulle vorm deel van hoe ons en hoe die plante oorleef. En daar's 'n verskil in grootte en vorm. Ons het klein plante, groot plante, selfs klimplante. En elke plant se struktuur help dit om in sy unieke habitat te kan oorleef. Maar wat het plante nodig om te groei? As lewende organismes het hulle sekere dinge nodig om te oorleef, om te kan groei. Die verskil is dat plante net nie van plek tot plek kan beweeg om te soek na hulle kos nie. Hulle maak hulle kos deur fotosintese. Vir fotosintese en vir 'n gesonde groei het plante 'n stel noodsaaklikhede nodig. Eerstens het hulle die son nodig, want dit is die energiebron van die lewe. Dit is die belangrikste bron van energie vir plante. Sonder sonlig kan plante nie fotosinteer nie. Nou, die proses van fotosintese vind plaas wanneer plante sonlig gebruik om koolstofdioksied uit die lug uit op te kan neem en water uit die grond uit te kan trek om voedsel te maak. Nou, wanneer daar te veel of te min lig is, as wat te min sonlig is, word blare geel of groei hulle stadig. As dit te veel direkte hitte is, kan blare brand of uitdroog. Dan het ons water. Dis vir lewe en vir groei. Dis die lewensaar van elke plant. Blare het ook verskillende belangrike funksies. En ook, as wat te veel water is, kan wortels nie suurstof kry nie, en dit veroorsaak verrotting. Maar as hulle te min water kry, kan die plant verwelk en fotosintese stop. Elke planttipe het dus 'n unieke waterbehoefte. Lug. Soos plante, soos mense, het plante ook lig nodig vir asemhaling en fotosintese.
Hulle het dit nodig vir 2 redes: om koolstofdioksied in voedsel te kan maak en om suurstof uit te asem vir cellulêre respirasie. Dan het hulle grond en minerale nodig, wat hulle bron van voeding is. Hulle het belangrike minerale soos stikstof, fosfor, kalium en kalsium nodig. Hulle het die regte temperatuur nodig. Soos mense hou plante van sekere temperature. Wanneer dit te koud is, hou hulle op groei. Wanneer dit te warm is, verdamp die water te vinnig en die blare verbrand. Dan het hulle ook spasie nodig, ruimte om te kan groei. As die plante dan naby mekaar geplant word, is daar kompetisie vir water en voedingsstowwe. Sommige plante kry dan minder sonlig en hulle groei stadiger en plante kan selfs dan siek word. Hierso het ons 'n boontjiesaad en ons het die struktuur van hom. Ons verskillende dele van 'n boontjiesaad. En wanneer 'n saad ontkiem, gaan hy deur die volgende proses. Die kiem begin te groei deur die volgende fases. Eerstens is waterabsorpsie. Dis wanneer die saad water absorbeer en dan swel hy op. Dan begin hy te ontkiem. Dis wanneer hy sy voedselvoorraad gebruik om energie te kan produseer. Dan begin hy wortelvorming plaas te vind. Dis wanneer 'n klein worteltjie deurbreek. En eers deur en dan groei hy grond toe om water te soek. So hy gaan eers af. En na die wortelvorming, kooistelvorming, dan kom die epikutiel uit, wat opwaarts groei, sodat hy kan lig gaan soek. En vanuit daai epikutiel begin die blaarontvouing. Dis wanneer die klein blare begin te verskyn, sodat hy kan begin fotosinteer. Nou is ons klaar met plante. Ons gaan nou begin met diere. 'n Dier bestaan ook uit basiese struktuur. Hy het 'n kop nodig, wat belangrike sensoriese organe soos oë, ore en neus en 'n mond bevat. Hy het 'n nek, wat die kop met die res van die liggaam verbind en help met kopbeweging. Hy het 'n liggaam of 'n romp, wat belangrike interne organe bevat, soos die hart, longe, maag en lewer. Dan het hy ook bene, voete of vlerke. Hierdie dele laat diere toe om te beweeg, of nou hardloop, vlieg, spring of kruip is. En elke dier se ledemate is aangepas by sy omgewing. 'n Leeu het sterk spiere en kloue vir jag. 'n Eend het gewebde pote om te kan swem. En 'n uil het sagte vlerkvere om sag en stil te kan vlieg. En laastens het 'n dier 'n stert. Okay? Die stert het verskillende funksies van diere. Dit help met balans, word gebruik vir kommunikasie, dit verwyder insekte en dit help met beweging in water. Nou, diere word in 2 groepe geklassifiseer. Gewervelde diere wat 'n ruggraat het, wat hulle liggaam ondersteun, soos soogdiere en voëls, en ongewervelde diere wat geen ruggraat het nie en wat omtrent 95% van alle diere op die aarde uitmaak. Dit is insekte en skilpisse en nog meer. Nou kom ons bietjie by kwartaal 2 se werk. Ons begin met materie. Ons weet dat materie enigiets is wat massa en ruimte opneem. Met ander woorde, as ietsie weeg en ruimte opneem, is 'n materie. En ons weet dat materie in 3 fases bestaan: vaste stowwe, vloeistowwe en gasse. Nou, 'n vaste stof het 'n vaste vorm en 'n vaste volume. Die deeltjies is dig gepak en beweeg net effens. Hulle vibreer in een plek. Voorbeelde daarvan is rotse, hout, yster en ys. Ons het vloeistowwe wat 'n vaste volume het, maar nie 'n vaste vorm nie. Want hy neem die vorm aan van die houer waarna hy is. En omdat sy deeltjies naby aan mekaar is, kan dit ook oor mekaar gly, soos water, melk, olie en sap. En nou het ons gasse. Hulle het nie 'n vaste vorm of 'n volume nie. Hierdie deeltjies is so ver uit mekaar uit en hulle beweeg so vinnig in alle rigtings dat hulle enige ruimte waarin hulle is, vul. Dis suurstof, koolstofdioksied, waterdamp, lug. En as jy onder in die tabel kyk, kan ons sien die verskillende eienskappe van 'n vaste stof in kolom 1, 'n vloeistof in kolom 2 en 'n gas in kolom 3. Nou het ons metale. Nou dis 'n element wat geneig is om elektrone af te gee en positiewe ione te vorm.
Hulle is meestal vaste stowwe by kamertemperatuur, behalwe vir kook, wat 'n vloeistof is. Hulle het ook verskillende eienskappe, soos goeie geleiers, hulle is blink, buigsaam, rekbaar, hard en sterk. Hulle het hoë smelt- en kookpunte, en hulle is van basiese oksiede, soos ysteroksied. Dit kan roes. Dan het ons ook nie-metale. Nou, nie-metale is 'n element wat geneig is om elektrone op te neem en negatiewe ione te vorm. Hulle is belangrik vir die lewe, want nie alle nie-metale soos suurstof, koolstofdioksied, koolstof en stikstof word in lewende organismes aangetref nie. Okay? Voorbeelde is suurstof, koolstof, stikstof, waterstof en swaal. Hulle het ook verskillende eienskappe, maar hulle is swak geleiers, hulle is dof, bros, ligte materiale. Hulle het lae smelt- en kookpunte. Hulle vorm suuroksiede en hulle kan 'n reuk of kleur hê, so swaal, wat 'n geel kleur het en 'n sterk reuk het. Nou laastens kom ons hierso by die verwerking van materiale. Elke voorwerp wat ons elke dag gebruik, van ons skoene tot ons selfoon, is gemaak van materiale wat verwerk is om nuttig te wees. Die definisie van materiaalverwerking is die proses waardeur natuurlike of grondstowwe omskep word in nuwe materiale om produkte wat nuttig is vir mense te vorm. In die tabel kan ons verskillende tipes roumateriaal sien wat uit verskillende bronne uitkom en ons sien dan voorbeelde van hulle produkte. Nou, hoekom is die verwerking van materiaal so belangrik? Want vir die ekonomie skep dit werksgeleenthede en dra dit by tot die land se nywerhede. Vir omgewingsvriendelikheid, herwinning is ook 'n vorm van verwerking, want dit help om afval te verminder. Vir innovasie, deur nuwe maniere van verwerking te ontdek, kan mense sterker, ligter en veiliger materiale maak. En die volhoubaarheid, deur herwinde of natuurlike materiale te gebruik, kan ons die aarde beskerm. Nou, kom ons by die proses van die maak van nuwe materiale. Stap 1 is die versameling van grondstowwe. Grondstowwe word uit die natuur uitgekry. Dan kom dit by die skoonmaak en voorbereiding, waar die roumateriaal skoongemaak word en voorberei word vir verwerking. En onsuiverhede word verwyder. Dan het ons die verwerking of modifikasie, waar die materiaal nou verwerk word. Dit beteken dat dit verhit word, gesmelt word, gedroog word, saamgeperf word of chemies verander word om 'n nuwe eienskap te kry. In stap 4 het ons die vorming van nuwe produkte. Die verwerkte materiaal word nou gevorm of vervaardig in die verlangde produk. By nommer 5 het ons die afwerking en verpakking. Nou laastens word die produk geverf, gepoleer, gepolish vir Engels, vasgeplak of verpak, sodat dit goed lyk en gereed is vir gebruik. En laastens het ons weer 'n tabel, waar die verskillende eienskappe gee, met hulle beskrywings, as ook die voorbeeld van hulle toepassing. Nou jaar 2 is, julle moet lekker leer, sterkte vir julle in die eksamen, en ek weet, julle gaan sommer baie goed doen.